Vadersdag en lê en gate grou. Elke jaar hierdie tyd kan ek nie anders as om aan my pa te dink en te verlang na die man wat my so baie geleer het nie. Simpel goed, maar handige goed wat hy my gewys het, soos hoe om 'n goeie gat te grou. Om 'n gat te grou is eintlik maklik as jy weet hoe. Dit was een van die eerste dinge wat my pa my geleer het om te doen. Die regte tipe graaf is die enigste gereedskap wat nodig is. As jy wil klippe of sand agter op die bakkie laai, gebruik jy 'n skopgraaf. Maar as jy 'n mooi gat wil grou, moet jy 'n spitgraaf gebruik. Elke middag na skool het my pa my die verskil tussen die twee grawe gewys. Jy laai op met die skopgraaf en jy grou met die spitgraaf, was sy woorde aan my, behalwe as ons sement gemeng het. By sementmeng was die reëls 'n bietjie verwarrend, maar ek dink dit was omdat ons net 2 grawe gehad het en 'n plan moes maak om die werk gedoen te kry. Jy moet eers afmerk waar jy wil grou. Dit doen jy sommer met die graaf, maar jy hou hom agterste voor vas. Dan kan jy sien waar jy gaan spit en jy grou ook reguit. Die boogrond kan jy wegskep met die graaf, maar hoe dieper jy gaan, hoe moeiliker raak dit om losgrond uit die gat te kry. Jy kan natuurlik die gat groter maak om beter onderin by te kom, maar dit maak die werk baie meer. Dis beter om dan liewer jou hand te gebruik om die grond uit die gat te skep, of jy kan 'n leë konfytblikkie gebruik om jou vingernaels te beskerm. As die grond hard is, kan jy 'n bietjie water in die gat gooi. Dit maak die grond sag. Hoe dieper die gat raak, hoe moeiliker word dit om onderin by te kom. Dan is dit beter om plat op jou maag te lê, jou gesig weg te draai van die graaf af en jou arm so lank as moontlik te rek om by te kom. Soms help dit as jy jou asem uitblaas terwyl jy rek om onderby te kom. Dan kan jy ook sommer die vars grond beter ruik as jy weer diep asem intrek en die grond van jou wang afvee. So het ek en my pa vele gate gelê en grou, bome en pale geplant of vol sement gegooi om iets regop te hou. As ons onder in die gate gegrou het en plat op die grond gelê het, met ons arms en hande diep in die gat, dan was ons gesigte teen mekaar en kon ons in mekaar se oë kyk. Dan het my pa van my gesê, dis belangrik om te weet hoe om 'n ordentlike gat te grou. Maar dit is meer belangrik om 'n werk te kry waar jy nie hoef gate te grou nie. Nou is dit weer Vadersdag en ek kan nie anders as om dankbaar te wees dat hy my geleer het hoe om 'n goeie gat te grou nie. Dis nou al 'n paar jaar sedert ek my laaste groot gat gegrou het. Een waarin ek moes inklim om onderby te kom. Een waarin ek kon staan sonder dat my kop uitsteek. Een wat ek gegrou het tot my hande blaase was. Een waar my trane die grond sag gemaak het. Een wat ek so bietjie breër gegrou het om seker te maak sy skouers was gemaklik in.